Ek wil gou vandag 'n bietjie praat oor al hierdie drama in ons land en waar ek dink dit vandaan kom. En dit gaan oor kapitalisme en Ubuntu. Hulle is soos olie en water. Ek gaan eers beskryf wat Ubuntu is, dan wat kapitalisme is en waar die twee mekaar dalk kan ontmoet. Nou, kapitalisme en Ubuntu staan as twee onverzoenbare filosofieë. Elkeen is gebore uit verskillende bodems van menslike denke. Ubuntu is meer 'n Afrika manier van dink en kapitalisme is meer 'n westerse manier van dink. So kapitalisme floreer op kompetisie, akkumulasie en die koue rekeningkunde van wins. Dit is 'n stelsel wat gierigheid as ambisie beloon, uitbuiting as doeltreffendheid vermom en die individu bo die res van die kollektiewe verhef. So, die wreedheid, as ons dit so wil noem, daarvan, lê nie in die honger vir meer rykdom wat dit skep nie, maar in die manier waarop dit daardie honger as natuurlik, onvermydelik en selfs wenslik heilig. Ek het self 'n baie goeie voorbeeld daarvan, wanneer ons kyk na mense wat jy dink jou kan help, of behoort te help, as deel van hulle groep, wat vir jou die koue skouer gee, wat dit pas hulle nie, dis ongerieflik, of dit gaan hulle dalk geld kos. Nou, Ubuntu, in teenstelling daarmee, fluister 'n sagter waarheid. Ek is, omdat ons is. Dit is 'n wêreldbeskouing wat die grense tussen die self en die ander laat vervaag. En daarop aandring dat waardigheid deel is en word van 'n gemeenskap wat menswaardige lewens lei. Nou waar kapitalisme elmboë skerp maak soos kom uit die pad uit, steek Ubuntu hande uit. Waar kapitalisme mure bou, open Ubuntu sirkels. Dit is op die einde van die dag kommunisties of sosialisties in sy diepste wese. Nie soveel in ons land op die oomblik gegrond in die rigiede dogma van die staat beheer alles nie, alhoewel dit lyk my ons is op pad soontoe, maar die radikale aandrang dat die lewe saamgeleef word en dat rykdom betekenisloos is as dit nie gedeel word met 'n gemeenskap of 'n gemeenskap voed nie. Nou moet ons kyk na die kostes van albei van hierdie goed. Die beperking van Ubuntu is as jy Ubuntu ten volle wil omhels, kan almal nie ryk wees nie. Die krag van Ubuntu is solidariteit, maar die swakheid daarvan is stagnasie. Mense raak lui, hulle probeer nie, hulle wil nie vorentoe nie, hulle bereik nie hulle potensiaal nie. Deur rykdom eweredig te versprei onder mense, veroorsaak ook dat mense nie ambisie het nie. Die kollektiewe rustigheid, veiligheid, kan 'n kollektiewe plafon raak, waar mense nie bo uitstyg en hulle self 'n bietjie, sal ons maar sê, challenge nie. Nou, die belofte van kapitalisme aan die ander kant is, dat dit die moontlikheid van oorvloed het. Maar dit kom teen 'n prys. Mens kan nooit jou brood aan albei kante geboter hê nie. Die nadeel van kapitalisme is jy's op jou eie en niemand gaan jou red as jy in die moeilikheid is nie. Die stelsel is genadeloos teenoor diegene wat struikel en onverskillig teenoor diegene wat val. Ons sien dit heeltyd om ons. Mense struikel, val, sukkel, hulle kom iets oor, maar dan kyk niemand na hulle nie, of niemand ondersteun hulle nie. Miskien die bank, maar jy sien hulle het ook 'n klomp ander requirements wat jy dan ook moet voldoen aan. So, as ons wil soek na 'n balans, as ons kapitalisme in 'n mate van balans kan kry, totale uitbuiting 'n bietjie op die agterbrander sit, kan basiese dienste en ondersteuning vir die massas verbeter. Gesondheidsorg, behuising en infrastruktuur kan werk, spoorweë, hospitale, al daai goed. Nie omdat almal ryk word nie, maar omdat die stelsel genoeg geld genereer om hulle te onderhou. Op die oomblik
kan dit nie werk dat 4% of 10% van die bevolking na 90% van die res van die land kyk en niks is ooit genoeg nie. Onthou, nie almal kan soos filmsterre leef nie. Die sogenaamde American Dream leef nie eers meer in Amerika nie. Daar's groot moeilikheid daar. Die fantasie van universele rykdom is 'n illusion, 'n illusie. Wat ons nodig het, is oorlewing op 'n menslike vlak, om gesinne te herbou, gemeenskappe te versterk en mekaar te respekteer. Nou, hoe gouer mense ophou om jaloers en gierig te wees, en ophou om hierdie teenstrydige stelsels in 'n onmoontlike, sal ons sê, verhouding te dwing, hoe meer vrede en voorspoed sal ons hê. Kapitalisme en Ubuntu kan nooit saamsmelt nie, want die een is 'n salf, 'n kussing, en die ander een is 'n lem, 'n wapen. En om hulle te verwar, is om die wese van albei te verraai. Nou, die keuse voor die mensdom is onverbiddelik. Wel, gaan voort op die pad van wins en verdeeldheid, of gaan op die pad van Ubuntu. Maar ons sal iewers 'n balans moet kry. Ons moet 'n nugtere erkenning hê dat voorspoed struktuur vereis. En gemeenskappe moet selfbeheersing en nugter denke hê om die verwagtinge wat hulle het, met die kwalifikasies wat hulle het, met die hoeveelheid werk wat daar is, met die hoeveelheid geld wat beskikbaar is, om mooi te gaan dink oor watter waardes in my lewe maak my gelukkig. Op hierdie stadium lyk dit my, is dit geld, groter karre, om jou medemens af te skiet en om sosiaal grand te lyk. Kom ons herdink daai situasie vir 'n rukkie. Alraai julle, baie dankie. Julle kan enige tyd comment op hierdie goed as julle wil. Dit is maar net my idee hiervan. Alraai, goed, baie.